Ons begin hierdie samekoms met die Here met die verklaring dat ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot, deur saam te sing, Psalm 91, ons sing daarvan saam vers 1, 2, 6 en 8, en hierdie wonderlike woorde, ons dink na daaroor, as ons sing, wie skuil by die Alhoë, by die Almagtige, by die Here? Hy word beskut deur God se alvermoë, dat God het almagtig is, deur hy almag bewaar hy ons. Dan sing ons ook hierdie wonderlike woorde, U is my toevlug, waar ek stil vertrou, in nood is U my veilige veste. Ons staan en sing ons saam Psalm 91, en daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely saam ons geloof in die hand van die apostoliese geloofsbelydenis en is so kosbaar dat die Heilige Gees in ons werk om hierdie waarheid in ons harte ook te bevestig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die angste van die hel ondergaan. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In ons verootmoediging voor die Here, ons nederig maak voor hom, besef ons wie die Here is in sy grootheid en sy heiligheid, en ons hoor ook daarmee sy wet aan, en direk daarna sing ons saam Psalm 31, ons kan dit net doen terwyl ons bly sit, die wonderlike woorde, hierdie belydenis eintlik, dat U sal my lei, U naam ter ere, ook die wonderlike woorde van Psalm 23, wat ons ook daar hoor, tot ek hier net verby is, wat voor my voet gesprei is, en dan die wonderlike woorde, as ons dink oor die bevryding van die Here in ons Here Jesus Christus, geloof sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot aan my, sy gunsgenoot, wees sterk en behoue in stille godsbetroue. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie.
Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, dat U soveel genade aan ons betoon. Dat U Gees in ons werk, dat U Gees die ewige woord in ons ingeplant het, dat ons weergebore is. Dat ons die geloof as 'n gawe uit die hand uit ontvang. Dat ons juist daardeur die waarheid kan weet. Die waarheid kan ken, die evangelie wat U ons gee. Dat ons Here Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het, dat hy aan die kruis gesterf het, sodat ons die lewe kan hê. Dat hy uit volkome liefde teenoor U sy lewe gegee het as 'n dienskneg, as 'n slaaf om ons te dien. Uit daai opregte liefde teenoor U en liefde vir ons, het hy in die kruis gehang sodat ons die lewe kan hê. Dat ons versoen kan wees met U. U wat die ware en ewige God is, U wat die skepper is van alle dinge, U heerlikheid wat bo alle dinge is, U wat 3-maal heilig is. Dat ons as mense in 'n lewende verhouding met U mag leef. En hoe kosbaar is dit nie? Al die sekerheid wat U vir ons gee, dat ons Here vir ons gesterf het, nie net vir ander nie, maar vir my. Dat U Gees kragtig in elkeen van ons werk, en ons beseël vir die dag van verlossing. Dat niks ons uit die hand kan ruk nie, dat U liefde vir ons ewig is. Hoe wonderlik en groot is daardie genade nie. En mag ons lewe so leef om ons gedagtes te rig op die hemelse dinge. Op die ewige waarhede wat U aan ons bekend maak. Waar ons leef in 'n wêreld met soveel onsekerhede, 'n wêreld wat soveel woelinge het, 'n wêreld wat onstuimig is, dat ons sal vashou in die ankers wat U vir ons gee. Elke belofte wat uit U mond kom, maar die sekerheid wat U alleen bied. En ons dankie vir ons saamwees vanoggend. Dit is so heerlik vir ons om as broers en susters saam te kan kom om U lof te besing. Ons belydenis te maak oor wie U is. Om saam na U woord te luister en saam te hoor hoe U ons troos, hoe U ons bemoedig. En ons bid vir hulle wat nie hier kan wees vanoggend nie. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat vanweë verskeie ander redes ook nie hier kan wees nie. Wil U ook in hulle harte werk, die genade wat U gee ook hulle sal bereik. Ons bid vir hulle wat onverskillig is. Mag U hulle ook tog nader trek en wil U ons gebruik ook om mekaar te bedien, mekaar te bemoedig. Maar werklik waar mekaar aan te spoor, mekaar aan te spreek ook. Dat ons in volle eerbied vir U sal lewe. Dat ons as U kerk, as verlostes, mekaar sal sterk maak, en mekaar sal dra ook. Mekaar se laste sal dra, en so die wet van Christus vervul. Ons dank U, Here, vir die woord. Ons dank U, Here, vir die evangelie wat U so wonderlik vir ons wys in die woord.
En ons bid, dat waar ons hier saam luister daarna, dat die Gees ook in ons harte sal werk. Dat die woord sal insny, dat die woord ook daar in ons binneste sal indring, dat die Gees sal spreek en daar verandering sal meebring. Ons bid dit alles in die naam van ons Koning en Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here uit Genesis 8. Ons gaan die hele hoofstuk daarvan saam lees. Genesis 8 vanaf vers 1. Toe het God gedink aan Noag en aan al die wilde diere en die makdiere wat by hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai en die waters het teruggetrek. Die fonteine van die groot waters en die vensters van die hemel is toegemaak. En die stortreën uit die hemel het opgehou. Die water het al hoe meer weggesak van die aarde af. Na 150 dae het die water so gesak dat die ark op die 17de van die 7de maand op die Araratberge tot rus gekom het. Die water het aangehou sak en op die 1ste van die 10de maand het die bergtoppe sigbaar geword. 40 dae later het Noag die venster wat hy vir die ark ingesit het oopgemaak en 'n kraai losgelaat. Maar dit het heen en weer gevlieg totdat die water op die aarde opgedroog het. Noag het toe 'n duif losgelaat om te probeer vasstel of die water al van die aarde af verdwyn het. Maar oral op die aarde was daar nog water en die duif kon nie 'n rusplekkie kry vir die holte van sy voet nie en het dan Noag toe in die ark teruggekom. Hy het hom met sy hand gevang en in die ark teruggesit. Noag het toe nog 7 dae gewag en weer die duif uit die ark losgelaat. Teen die aand het die duif na hom toe teruggekom, nog met 'n vars geplukte olyfblaar in sy bek. Toe het Noag geweet dat die water op die aarde opdroog. Hy het nog 7 dae gewag en die duif losgelaat, maar dit het nie weer na hom toe teruggekom nie. Op die eerste dag van die eerste maand van die 601ste jaar van Noag was die water op die aarde heeltemal weggedroog. Noag het die luik van die ark oopgemaak en uitgekyk. Die hele aarde was droog. Op die 27ste van die tweede maand was die aarde droog. En toe sê God vir Noag: "Gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens, en al die lewende wesens wat by jou is, van watter soort hulle ook al is, voëls, diere en alles wat kruip. Hulle moet saam met jou uitgaan, hulle moet wemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde." Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan, en ook al die diere, al die voëls en alles wat kruip het uit die ark uitgegaan, almal volgens hulle soorte. Toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou en van al die reinvee en die reinvoëls gevat en brandoffers op die altaar gebring. Die Here het die offer aanvaar en hy het by homself gesê: "Ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al wat lewe so laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie." Tot sover. Geliefde broers en susters, die Here roep ons om in die geloof te leef. Om die geloof wat hy vir ons gegee het, in alle situasies, in alle omstandighede, toe te pas. Om daardie geloof as fondasie te hê, om daarop te bou, en alles wat ek doen, alles wat ek leef, daaruit te leef. En weet ons, dis nie altyd maklik nie. Daar is soveel kere dinge wat die Here in die geloof ons vra om te doen, of omstandighede in my lewe wat dit so moeilik vir my maak om my geloof te kan uitleef, om gehoorsaam te wees aan die Here, te sê, maar goed, ek vat nie 'n kort pad weg van die Here se wil af nie, ek soek die Here se wil, en volgens die geloof doen ek presies wat die Here vir my vra.
Mense dink aan finansiële druk, of in jou gesondheid, of dalk is daar verhoudingsspanning of alleenheid. En as in al hierdie dinge, is daar die versoeking, is daar die kort paai wat mense kan vat en sê, maar goed, ek gaan nie hierdie geloof leef nie, ek gaan my eie paadjie oopmaak en 'n kort pad kry om verby hierdie swaar toestand te kom. Dalk as jy aan finansiële druk het, jouself oorgee aan drank of dobbel, om te probeer om die druk te verlig. As daar verhoudingsspanning is, jouself dalk oor te gee aan verslawings, of as daar gesondheidsprobleme is, jouself net oor te gee absoluut aan verdowingsmiddels. En tog weet ons wat die Here vir ons vra, dat ons in die geloof op die Here moet bly wag. En dis presies wat ons hier gesien het in Genesis 8. En hierdie hoofstuk maak deel uit van die voorgeskiedenis, voordat die Here vir Abraham roep. Alles wat plaasgevind het, direk na die sondeval, en dan voordat die Here vir Abraham ook geroep het. En daar is 8 hoofstukke in totaal, vanaf hoofstuk 4 tot met hoofstuk 11, waar ons lees van hierdie dinge wat gebeur het, tussen die sondeval en die roeping van Abraham. En net mooi 4 van daai hoofstukke word toegewy aan die vloed, aan hierdie geweldige gebeurtenis hier op aarde. En nou is dit so, die Bybel is nie net 'n geskiedenishandboek vir ons al die detail van alles wat gebeur het opteken nie, maar die Bybel is die woord van God wat vir ons sekere waarhede wil oordra. In hierdie geval baie mooi die sonde en die sondige aard, die sondige toestand van die mens, wat dit uitwys. Die vloed is dus 'n baie belangrike gebeurtenis en die rede daarvoor is dat dit 2 van God se eienskappe vir ons so duidelik na vore bring. Aan die een kant sy regverdigheid, dat hy absoluut regverdig oordeel oor die sonde, dat hy so regverdig is dat hy mense doodmaak as gevolg van 'n sondige aard. En ons baie mooi dink oor die skaal daarvan, ons dink baie maklik na oor dat die Here 8 mense gered het, en ons gedagtes kan so ver dink, ek kan dink hoeveel 8 mense is as ek dit met my gedagtes moet dink. Maar ons kan nie indink die hoeveelheid mense wat God doodgemaak het in die vloed nie. Ons het 'n tipiese idee van die konteks waarin plaasgevind het. En in my gedagtes is dit altyd so dat Noag was ergens besig in 'n klein dorpie om te bou, en dalk was daar so 200 of 300 mense gewees, en het 8 mense gered, en 200 of 300 mense het verdrink. En tog moet ons besef dat die tyd het al verloop het, vanaf die skepping van die mens tot met die sonvloed, was konservatief gesproke 1600-1700 jaar, wat al verloop het. Nou word daar 'n skatting gemaak, dat as jy die gewone aanwas vat, dat daar reeds miljoene, der miljoene mense op die aarde was. Konservatief, meer as 1 miljoen, as jy nou weier dink daaroor, 100 miljoen mense reeds op die aarde geleef in daai tyd. En het word vir ons 'n hele paar keer gestel oor hoe die aarde was, dit was korrup. En aan die einde van hoofstuk 8 word weer gesê dat die mens se hart is sondig, hy bedink van kleintyd af net verkeerde dinge, net sondig wat teen die Here is. En juis daarom vertel dit van God se groot oordeel oor die mens, dat daar 'n vloed neerreën wat miljoene der miljoene mense laat uitsterf. Maar die ander eienskap wat dit ook vertel, is God se genade. En in besonder God se genade met sy verbond met Noag. In hoofstuk 6 lees mense die eerste keer van die woord, die verbond, wat gebruik word, wat die Here sê, gaan met Noag 'n verbond sluit, maar die gedagte daar is nie dat daar nog nooit 'n verbond van tevore was nie, dis 'n voortsetting van 'n reeds bestaande verbond, wat die Here sê, hy gaan voortsit. Daar was dus reeds iets tussen hom en die mens, wat homself reeds in die mens vasgebind het van tevore, wat die Here sê, maar hy sal dit voortsit deur Noag. En nou weet ons, as ons teruggaan, en ons kyk na die geskiedenis vooraf, sien ons dat daar die verbond, is die belofte van die Here, wat hy maak aan die mense, dat hy vir Adam en Eva sê, maar die slang sal in die haksken byt, maar die saad van die vrou sal sy kop vermorsel. Daar bind die Here homself aan die mens, daar maak hy 'n verbond met hulle en sê, maar dit sal gebeur, daar is 'n belofte. Hy maak homself vas daar. En nou sê die Here vir Noag, dat van al die miljoene, der miljoene mense wat gaan sterf,
is daar net een man wat gespaar gaan word, saam met sy vrou en hulle 3 seuns en hulle vrouens. So die Here kondig vir Noag aan, het gaan reën. En dan hoor ons dat vir 40 dae en nagte lank het dit gestort reën en die hele aarde het oorstroom. Nou dink mens in die tydperk van 40 dat dit ook die tydperk is waarin Israel in die woestyn rondgeswerf het vanweë die oordeel van die Here oor hulle sonde, en ook die tydperk wat Jesus in die woestyn was, toe hy toegelaat was om deur die Satan versoek te word. In Hoofstuk 6 hoor 'n mens dat Noag 'n regverdige man was, dat hy naby God geleef het, onder sy tydsgenote was hy onberispelik, en wanneer die Here dan vir Noag hierdie opdrag te gee om die ark te bou om in te gaan, het Noag God geglo. Hy het die ark gebou en hy het ingegaan. Dis die enigste plek van verlossing. En die ark is 'n heenwysing na Christus, dat daar kom oordeel wat die hele aarde gaan tref, maar daar is net een plek van veiligheid. En dit is so merkwaardig dat die Bybel vir ons van 3 arke vertel. Dis die ark van Noag hierdie kant en die verbondsark saam met Moses, en ook die ark waarin Moses geplant is die bisiemaandjie, is baie mooi gelees, daai teks praat letterlik daarvan dat hy in 'n ark geplaas is om hom te beskerm. So die ark is altyd 'n heenwysing na die beskerming van die mens, 'n heenwysing na Christus. En dat daai, soos die ark diggemaak is, verseël is, die heenwysing na die versoening wat gedoen is, dat Noag aan die binnekant nie die oordeel hom nie getref het nie. Dat die oordeel van God neergereën het, maar daar vir hom 'n veilige bewaring was binne in die ark. En die geestelike toepassing daarvan is baie duidelik. Daar's net een manier om die oordeel van God wat kom, dat dit jou nie tref nie, en dit is om in Christus te wees. Dit is om in die ark te wees. Daar's net een verlosser, en dit is Jesus Christus. En aan die einde van Hoofstuk 7 sien ons dan dat Noag en sy gesin was in die ark gewees, en die waters het die oorhand behou oor die aarde vir 150 dae lank. En nou is nie helemaal seker om te weet of dit nou die 40 dae van die reën insluit nie. Met ander woorde, die punt is tussen 5 en 7 maande lank was hulle in die ark gewees. Het die water die aarde oorstroom. En dan kom ons by Hoofstuk 8, dat ons so saam gelees het, wat begin met hierdie woorde: toe het God gedink aan Noag. En daar staan letterlik, maar God. Daar's totale chaos buite. Dit is net water oral waar jy kyk wat neergereën. Die hele aarde is oortrek van die water. Die oordeel van God is nie klein nie. Die oordeel van God is nie gering nie. Dink jouself vir 'n oomblik in, hoe maklik kan 'n mens verdrink? Hoeveel water het jy nodig dat iemand moet verdrink? Wat is nodig dat die hele aardse populasie moet uitsterf van water is dit nodig dat daar 'n vloed moet wees? Dit kan in 'n maand gebeur. Kan 'n week, kan 'n dag gebeur. Dat alles oorstroom, al die mense uitwis en mense gaan aan. Mens dink aan die Rooi See en die Egiptenare wat in die Rooi See verdrink het. Maar hierdie water is 'n aanduiding van God se oordeel oor die sonde. En hoe geweldig groot dit is. Angswekkend eintlik as jy daaroor dink. Dis 'n vooruitskaduwing van God se ewige oordeel oor die sonde. En nou duur dit maande. Selfs meer as 'n jaar. En dis baie groot as mens dink. Al die mense is doodgemaak. En dit kon in 'n dag gebeur het, en vir meer as 'n jaar lank was daai water wat die oordeel van God voorstel, nog op die aarde gewees. Dit hoef nie so lank te gewees het nie. Maar ons 'n baie duidelike heenwysing na God se geweldige oordeel oor die sonde. En juist daarom is hierdie woorde so 'n wonderlike omkeer. Hierdie genade wat die Here betoon, maar God het vir Noag onthou. En die onthou is weer eens nie iets van die Here het hom daar op die ark gesit en eintlik vergeet van hom en later, o ja, hy nou eers weer vir Noag gaan red uit die ark uit nie. Hierdie onthou is verbondstaal. Hierdie onthou is regtig waar nie iets wat jy, as ons as mense dink, goed, ek het nou vergeet om 'n kind te gaan oplaai by die skool, of iets in die oond vergeet, of iets ek gou moet gaan om dit gaan doen nie. Maar dit is verbondstaal, dat omdat die Here homself aan Noag gebind het, met die verbond, kan hy hom nie vergeet nie. Deur die verbond sal die Here in alle omstandighede aandag aan Noag gee. As daar aan staan die Here onthou het, beteken dat hy gekies het om vir Noag lief te hê.
En daarom gaan hy die vloedwater wat terugsak. Omdat hy gekies het om vir Noag te red, te begenadig, daarom sal die water terugsak. En soos die Here dan beloof het, laat hy die vloedwater terugtrek, en dan word genoem wat alles gebeur het, dat die Here het 'n wind oor die aarde laat waai. Mens dink terug aan Genesis ook van die Gees wat sweef oor die waters om daardie orde weer te herstel wat daar was, dat uit die wanorde is daar orde geskep, hier dieselfde, dat hier waar daar wanorde was, die chaos van die sonde, wil die Here weer orde skep. Die fonteine van die watervloed is ook die sluise van die hemel het toegegaan, en die stortreën uit die hemel het opgehou. En dan bring die Here die ark tot rus, op die 17de dag, van die 7de maand. En dit word vir ons spesifiek gesê, dis nie betekenislose datums nie. Die Jode het baie mooi besef, dat daardie maand word nie toevallig genoem nie. Dus die 7de maand, op hulle godsdienstige kalender van die Jode, was die belangrikste maand van al hulle heilige byeenkomste, wat spesifiek toegewy was daardie maand aan God se verlossingswerk. Ons hoor in Levitikus 23 vanaf vers 23, dat die eerste dag van daardie maand moes 'n rustdag wees, 'n gedenkdag, en die 10de van daardie maand was die groot versoendag. En die Here het so bepaal dat die ark 'n week na daardie toekomstige groot versoendag tot rus kom. 'n Tyd wat die Here self bepaal het dat sy verlossing gevier moet word. En die simboliek daarvan is baie duidelik. Die ark wat tot rus kom van die water van oordeel, dui daarop dat God se oordeel volkome uitgestort is. En dat die ark die mense volkome beskerm het en dat daar nou vir hulle rus is. Daar sal nie weer 'n oordeel uitgestort word nie, omdat hulle in die ark is daar nou vrede tussen hulle en God. En jy's hier, kom ons by die kruks van hierdie gedeelte. Noag was op hierdie stadium tussen 5 en 7 maande lank binne in hierdie ark gewees. Die ark was nie 'n skip wat seile gehad en 'n roer gehad nie. Die ark was nie 'n skip wat Noag self kon bepaal waartoe vaar hy nou, gaan kyk bietjie hier 'n paar berge en hy vaar bietjie so en dan kyk bietjie daar iets anders nie, seker nog berge, maar dis nie 'n skip gewees waarmee hy enigiets kon gaan kyk nie. Maar die ark was eintlik maar mooi sê 'n krat, 'n groot boks wat toegemaak was oralster, waarop die water gedryf het. 'n boks met een deur wat oop en toegemaak het en net een venster. En dat Noag was op daardie ark saam met alle soorte diere en voëls wat kruip. Wilde diere, makdiere, elke soort voël, alles wat vlieg. En sit nou al hierdie diere saam in 'n groot krat bo op die water, met net een venster, en besef hierdie beperking wat dit op jou lewe plaas. Het was beknop en bedompig. Mense dink baie keer aan Jona wat vir 3 dae lank binne 'n vis was, en dit was verseker erg geweest, maar dink vir 'n oomblik dan aan Noag wat 5 maande en later 'n jaar lank binne in hierdie krat moes geleef het. Hierdie beknopte ruimte wat die Here vir hom gegee het. Die Here het nie die oordeel oor die aarde laat bring en Noag het vrygespring, die volgende dag stap hy weer uit en hy gaan aan met sy lewe. Dit was regtig 'n beproewende tyd in sy lewe gewees. Mens eintlik dink dat as Noag, en elke mens dink dit seker, dat hoe graag mens nie op elke oomblik net uit die ark sou bekom nie, elke dag wat verbygaan, dink as daar die eerste kans is vir droë land, dan spring ek uit die ark uit. Dan klim ek uit en ek gaan loop iewers rond en strek 'n bietjie my bene, kry 'n bietjie my eie spasie en dan sal ek weer terug in die ark inklim. Jy kan jouself indink oor kinders in 'n kar en hoe beknop hulle is en nou nie meer kan hou nie, en heel vra hoe lank nog. Daai geduld wat hy moes uitleef en beleef in sy lewe om net aan te hou daarmee. Dat hy nie net uitklim op die eerste moontlike geleentheid nie. So selfs nadat die berg, in vers 4 hoor ons op die ark op die berg Ararat tot rus gekom het, hoor ons nie dat Noag net uit die ark uitgeklim het nie. Hoekom doen hy dit nie?
Ons het gehoor dat Noag was 'n regverdige man wat naby God geleef het. En hy doen nie iets as die Here dit nie vir hom sê nie. So selfs na die ark op die berg tot rustig gekom het, klim hy nie uit nie, hy wag vir die Here se bevel. Die Here het nie vir hom gesê om uit te klim nie, daarom doen hy dit nie. En ook in jouself indink, maar die Here het nie elke dag met hom gepraat nie. Hy kon baie maklik net uitklim en sê, maar ekskuus, hy het hom nie geweet nie, en hy het nie geweet die Here wil nie, hy het nog nie nul uitklim nie. Maar hy is regverdig. Hy het die oordeel van die Here gesien oor die sonde. En daarom, in eerbied vir die Here, wag hy op die Here. In daardie moeilike omstandighede, wag hy op die Here vir uitkoms. Hy weet die water daar is, hy weet die feit hoekom die water daar is. God se doel is nog nie klaar nie. En daarom wag hy op die Here. En nou weer eens, die vertelling is nie net dat die water toe ewe skielik net weggesak en hy het uitgeklim nie. Hoor baie mooi hoe daar die hele tyd vertel word wat met die water gebeur het. Die water het aanhou sak tot en met die eerste van die 10de maand, aan die ander woorde nog 3 maande, 2-3 maande later, vir die res van die berge om sigbaar te word. En dan hoor ons 40 dae later het Noag 'n venster of die venster oopgemaak. So lank as wat God se oordeel neergereën het, het hy gewag om hy venster weer oop te maak, tot weer daai oordeelstyd verby is. En meeste van die kommentare praat daaroor oor die venster, dat die venster eintlik in hierdie krat na bo toe moes oopgemaak het, vir die eenvoudige logiese rede, as die venster aan die kant toe oopgemaak het, kon hy eenvoudig self na die venster oopgemaak het en gekyk het. Is daar droë land, of is daar nie? En jy is daarom die logiese rede, die venster het na boontoe oopgemaak, en daarom moet hy iets wat kan vlieg, uitlaat, om te kan hoor of te kan sien, of die oordeel verby is. So die venster na bo wys teologies na Noag se absolute afhanklikheid van die Here. Dat hy sy oë na boontoe moet rig om te hoor wat die Here se wil is. Hy kan en hy wil opkyk na God en hom vra en smeek, op hom verwag om hierdie uitkoms om te gee, om hierdie beproewende tyd hy beleef om uitkoms te gee. En hy sal slegs die ark verlaat as dit God se wil is. Wat hy dan spesifiek doen na 40 dae in die geloof, is om 'n kraai los te laat. En die kraai, weet ons, is later ook gewys as 'n onrein voël. Dis nie geskik gewees as 'n offer nie, en ook 'n teken gewees van onreinheid. En dit is baie mooi op die simboliek van die kraai. Noag kan nie weet of God se oordeel finaal klaar is, of dit weer gaan reën nie. Hy is nog in daai vraag van die Here, waar is die Here se wil? En daarom laat hy die onrein voël los. So die vraag by Noag is die onreinheid gestraf, klaar gestraf? Is daar nog onreinheid by hulle? En net baie mooi op dat die kraai nooit weer terugkeer na die ark toe nie. Dat die kraai heen en weer rondvlieg van een bergtop na 'n ander bergtop tot die water heeltemal gesak het later. Hy keer dus nie terug, hierdie onreinheid keer dus nie terug na die ark toe nie. En die punt van Noag is dat dit vir hom 'n bevestiging daarvan is dat die oordeel is verby. Die oordeel gaan hulle nie tref nie. Dat die Here se oordeel wat hy wou voltrek op daardie stadium is voltrek. Noag weet dat die ark wat hulle beskerm het teen God se oordeel, het dit gedoen. Hulle is rein voor God. En wat hy dan doen is om 'n duif los te laat. Die duif wat eintlik al die teenoorgestelde verteenwoordig is die kraai. Die duif was 'n reindier gewees wat ook vir die Here gebied is as brandoffers en sondeoffers. En 'n duif dui op vrede. Spesifiek of daar vrede buite is, kan hulle uitgaan. Is dit God se wil dat hy die ark kan gaan? Maar die duif kon nie 'n rusplek kry vir die holte van sy voet nie. En het na Noag toe teruggekom in die ark. Noag het sy hand gevang, terug is in die ark, en die boodskap is duidelik. Dit is nog nie God se wil dat hulle die ark moet verlaat nie. En nou is dit baie opmerklik wat Noag volgende doen. Hy wag 7 dae. In ander woorde, hier is 'n ritme wat die Here self ingeskep het, in sy skepping in, 6 dae moet jy werk, en as jy moet, die 7de dag is die rustdag van die Here, wat hy later in Eksodus wil sê, maar die Here het die 7de dag geskep as 'n ander dag, as 'n dag van aanbidding van die Here.
Wat Noag dus doen as hy die duif loslaat 7 dae later is 'n ritmiese formele aanbidding. Na 7 dae gebruik hy weer die venster daarbo en hy laat die duif los om uit te vind, mag hulle die ark verlaat of nie. En wat die Here dan doen is om 'n derde keer vir Noag te antwoord. Die duif keer terug, maar met 'n boodskap. Dit keer terug met die getuienis van lewe. Daar is 'n varsgeplukte olyfblaar wat aandui op nuwe lewe. Daar is lewe wat hulle gegee word. So beide die olyf of die olyftak en die duif het simboliese waarde vir Israel gehad van die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daar is verskeie plekke in die Ou Testament waar iemand gesalf word met olyfolie en waar mens dan hoor dat die Gees van die Here op daai persoon gekom het sodat hy sy funksie kan doen. Dieselfde ook met die doop van Jesus Christus waar die Gees op hom neergedaal het in die vorm of soos 'n duif op hom neergedaal het. Dit dui dus vir Noag op versterking van sy geloof dat die Gees hom bemoedig om aan te hou om te volhard in die ark. Sy tyd in die ark raak lank en dit lyk of daar nooit 'n einde gaan wees nie. Hoe lank gaan die beproewing in sy lewe duur? En hy moet bly wag. In die ritme van 7 dae kom die Here en hy versterk sy geloof. Hou vas. Dit is amper verby, maar die Here bemoedig hom om aan te hou. Na nog 7 dae word die duif 'n derde keer vrygelaat en uiteindelik keer die duif nie terug nie. In ander woorde, dit dui aan dat daar die tyd van beproewing is op 'n einde. En dan op die eerste dag van die eerste maand van die 601ste jaar was die aarde droog en die klem val op die eerste. In ander woorde, daar is iets nuuts wat aangebreek het, 'n nuwe skepping. Want sy tyd van beproewing is by en die Here bring hom by hierdie nuwe skepping. Maar Noag het nog steeds nie hy toestemming om uit te gaan nie. Ons lees dan in vers 13 dat Noag die luik van die ark oopgemaak het en letterlik staan dat hy die bedekking van die ark afgehaal het. En die enigste ander plek waar ons nie van hierdie bedekking lees, is die dierevelle wat in die buitekant van die tabernakel gebruik is, juis om die beskerming van God se heiligheid in die binnekant aan te dui. Dat die heiligheid van God nie Israel vernietig nie. En die punt daarvan dui net aan dat God was in sy heiligheid teenwoordig by Noag gewees, dat hy hom in daai ark beskerm het. En eers nadat alles weggedroog het, op die 27ste van die tweede maand, het hy die ark gegaan. Vir meer as 'n jaar was hulle in die ark gewees, en het Noag geen woord van die Here ontvang nie, en dan eers kom die opdrag van die Here, om uit te gaan. Calvin het ook opgemerk, oor Noag, het nie 'n voet beweeg, sonder 'n bevel van God nie. Noag was 'n regverdige man, hy het geglo, het God se bevel gehoorsaam, hy het in die ark gebly, waar die Here vir hom gesê het, en hy het net daar gebly, totdat die Here vir hom gesê het, om weer uit te gaan. Dat die Here hom totaal en al bewaar van die oordeel, en hy het geduldig op die Here se tyd gewag. En net dan op wat Noag doen. Wat sal mens verwag as jy deur so swaar tyd van beproewing gaan? Noag kon sekerlik 1000 dinge gedoen toe hy van die ark uitgaan die eerste keer. Mens dink sommer aan die 10 melaatses waar 9 melaatses hulle nuwe vryheid ewe skielik net vir alles wou gebruik behalwe aanbidding van die Here. Onthou dat Noag het op hierdie stadium nog nie 'n huis gehad om terug te gaan. Daar was nie stede gewees nie. Hy het nie enige skuilings gehad nie. Hy het letterlik in 'n veld net weer geland. Alles is verwoes in die vloed. Menslik gesproke verwag 'n mens, wat sal mense in eerste soos ja doen? Jy sal eers vir jouself 'n huis bou. Net vir jouself ten minste sorg voordat jy aangaan. Wat mens lees in die geslagsregister van Kain in hoofstuk 4, is juist dit, dat die kenmerk van die ongelowige se geslagsregister is dit. Alles hoe hulle vir hulself naam gemaak het. Maar hoe die regverdiges God se naam aangeroep het. En dieselfde gebeur met die regverdige Noag. Sy eerste reaksie is om 'n brandoffer vir die Here te bou, wat hy vir die Here offer kan bring. Hy besef heeltemal goed hoekom die Here die 1 paar van elke onrein dier op die ark gebring het en 7 pare van elke rein dier. Die Here gee alles wat nodig is sodat hy aanbid moet word. Dat hy aanbidding van hom voorgesit moet word, dat daar die rein diere was daar vir aanbidding. Dis alles vir die Here.
Hy bring hierdie brandoffers vir die Here, 'n brandoffer wat heeltemal op 'n altaar verbrand is. Hy sê alles word vir die Here gegee, alle lof, alle eer, alle aanbidding gaan vir hom. Daai brandoffer dui op die dankbaarheid van die persoon vir die Here. So dui op die volkome toewyding aan die Here. Noag wys hy dankbaarheid dat die Here hom van die oordeel bewaar het en ook deur daardie beproewende tyd gebring het. En die Here het die aangename geur geruik en dit is vir hom aangenaam gewees. Was baie mooi om te sien is dat hierdie offer is 'n uitdrukking van Noag se geloof. Dis nie net die offer wat hy daar plaas, maar dis 'n aanduiding van sy hele lewe wat in die Here toewy, gehoorsaam aan die Here is. Ja, hy is regverdig in Christus, maar sy lewe getuig van oë wat gerig is op die Here om vir hom uitkoms te gee in moeilike omstandighede. En broers en susters, die oproep vir ons as gelowiges is dieselfde. Dat ons lewe vir die Here moet gee as 'n lewende en heilige offer. Dat elke deel van my lewe moet ek in die geloof vir die Here leef. Christus het is ons ark, hy het ons verlos. Ons is bewaar van die ewige oordeel, dit weet ons. Ons het die ewige lewe. Maar dit beteken nie dat ek op 'n passasiersskip sit en net niks doen nie. Dat ek nie my geloof aktief moet uitleef waar ek nou is nie. So hoewel ons in Christus is, moet ons nog steeds ons geloof aktief uitleef elke dag. Ons leef in verhouding met God. In die geloof moet ek optree en doen. In die geloof moet ek gehoorsaam wees in die Here. En net omdat ek in die ark is, net omdat ek in Christus is, beteken nie die lewe gaan vir my maklik wees nie. Beteken nie dat ek op 'n skip wees waar ek net maklike dinge kan doen en net agteroor sit en niks doen nie. Asof gelowiges net nie enige omstandighede gaan beleef wat groter as hulle is nie. Alle gelowiges gaan deur beproewings. Om beproef te word as gelowige is nie iets unieks of iets vreemds nie. Ons beproewinge lyk verskillend van mekaar. Maar almal word beproef. Maar ongeag wat dit is, vra die Here vir ons om in daardie omstandighede jou geloof ten volle uit te leef. Wat daarmee bedoel word om in daardie omstandighede waar jy soms moedeloos voel, waar dit lyk of die wêreld vir jou kortpaaie kan gee, maar die Here het nie meer gesê nie, maar ek sal net gou vinnig hierdie probeer of hierdie kortpad hierdie kant vind. Of dit vat net te lank. Ek kan nie meer wag op die Here nie. Dat ek nie teen die wil van die Here sal ingaan in daai omstandighede nie. Dat ek nie daarin sal kortpaaie soek weg van die Here se wil af nie. Want ek sal bly soek na die wil van die Here, bly sal bid vir die Here. Ons moet altyd bly volhard in die geloof. Juist te midde van moeilike omstandighede. Mense wil baie graag die verlossing deel hê, 'n verlosser wat hulle eendag in die hemel kry. Maar hulle wil nie graag daai geloof gelouter hê nie. Hulle wil nie graag hê daai geloof moet gevorm word deur moeilike omstandighede nie. Hulle wil nie daai moeilike pad hê wat die Here vir jou het om daai geloof te vorm nie. En dit is seker natuurlik. Maar dit is moeilik. Geloof wat gelouter word is nie maklik of eenvoudig nie. Ons word 'n kort tydjie hartseer gemaak deur allerlei beproewings. Maar dis die hele punt. Dis ons geloof getoets word met die belofte van die saligheid wat reeds ons in is. En juist daarom moet ons bly wees wanneer allerlei beproewings aan ons kom. Want as ons geloof die toets deurstaan, het stel ons in staat om te volhard. En hierdie volharding moet eintlik volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En juist daarom besef ons as gelowiges gereeld in hierdie lewe, dat daar net een venster is. Daar's net een venster na boontoe oop. In daardie omstandighede waar daar geen uitkoms is nie, is daar net een venster wat ons na boontoe, wat ons aandag vestig op die Here. In al die chaos in die wêreld, al die moontlikhede wat die wêreld vir jou bied vir kortpaaie, vir die chaos, is daar net een venster na die ware sekerheid, en dit is by die Here self. Ons moet die Here nader in gebed, vir hom vra vir uitkoms. Ons in ons omstandighede alles aan hom opdra, en op hom alleen vertrou.
En die wonderlike is dat die Here versterk ook ons geloof. Dat die Here gee ook vir ons genademiddele na elke 7 dae kom die Here en deur sy woord kom hy en hy versterk ons, hy verkondig sy woord aan ons. Jy het ons geloof versterk moet word, sê maar ek hou daaraan vas. En die Here gee sy sakramente dat ons daardeur versterk word. Elke 7 dae kom gelowiges saam om die woord van die Here te hoor. Dat die Here deur sy gees in my werk en my versterk vir die pad vorentoe. Hierdie swaar en moeilike pad, hierdie omstandighede wat ek moet loop. Dat die Here my bly versterk in my geloof. En daarom, broers en susters, hou jou oop die Here. Hy sal jou geloof louter, maar hy sal ook vir jou uitkoms gee. En hy sal jou ook veilig bring, by die nuwe aarde. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat ons kan getuig van U genade. En ons weet, dat so maklik vergeet ons van hoe U werk, dat U ook in moeilike omstandighede juist dit gebruik om ons geloof te vorm. En ons bid in alles dat U in ons sal bly werk. Mag ons daai omstandighede nie wegraak of wegdwaal of kortpaaie soek nie. Maar mag ons daai omstandighede soveel te meer ons oë alleen op U gerig hou. So slawe wat hulle oë rig op hulle meester, dat ons alleenlik op so 'n manier sal opkyk na U. Dat ons volgens U wil sal leef en alleenlik van U uitkoms verwag. Versterk ons, Here. Ons is so swak, en ons geloof baie keer so swak. Versterk ons tog ons geloof, dat ons sal bly volhard. Dat ons niks sal doen wat teen U wil ingaan nie, wat U onteer nie, wat U naam laster nie, maar dat ons so sal lewe dat ons onberispelik is, volkome volgens U wil, in liefde en in nederigheid, en daardeur wag op U. Gee tog die vorming van ons geloof, maar gee tog ook uitkoms, daar waar dit so moeilik is, daar waar die beproewinge so swaar is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdegawe om opgeneem te word, en direk daarna sing ons saam lied 594, dat na ons bestaan in tyd en ruimte, waar alles om ons kwyn en sluit, verlangend na die bruidegom, roep die Gees en bruid, ja, Here, kom. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.